Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige dag loof en prys ons die Here vir die voorreg om vanuit sy woord te kan lees. En my bede is dat die Here deur sy Heilige Gees hierdie woorde in jou hart sal bevestig. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks uit die eerste brief van Johannes. En vanmôre gaan ons saam lees 1 Johannes 2 vers 1 en 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kinders van die Here is so bevoorreg om vrygekoop te wees van al hulle sonde en oortredinge. Jesus Christus, broeder en suster, het die hoogste prys betaal op Golgotha, deur sy liggaam vir ons te laat vasspyker aan die kruis, en deur sy bloed wat vir ons gevloei het. Daarmee is die hoogste prys betaal, sodat ons sonde vergewe kan word. Maar terwyl ons hier op aarde lewe ons in 'n onvolkome, sondige bestaan. En al is ons kinders van die Here, doen ons somtyds nog steeds sonde. Saam met Paulus wil ons uitroep: die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die slegte wat ek nie wil doen nie, dit gaan doen ek juis. Beteken dit dat ons nou nie meer kinders van die Here is nie? O nee, broeder en suster. Ons bly altyd kinders van die Here. En die Here sal sorg dat ons syne bly. Maar terwyl ons hier op aarde in hierdie sondige bestaan lewe, oortree ons nog somtyds die wet van die Here en doen ons dinge wat nie reg is nie. Johannes kom skryf vanmôre in ons teksgedeelte en moedig ons aan om nie meer te sondig nie. Maar hy sê in vers 1, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Jesus sal vir ons intree. Hy sal ons sonde vir ons vergewe as ons dit in opregtheid voor hom kom bely. Vers 2 sê, hy is 'n versoening vir ons sondes. Maar nie alleen vir ons sinne nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jesus sou alle mense van alle tye se sonde kon vergewe het. Maar dan moet ons dit in opregtheid voor hom bely en ons moet ook in hom glo. Slegs die wat Jesus Christus hulle persoonlike verlosser en saligmaker gemaak het en hulle sondes voor hom kom bely het, sal vergifnis van oortredinge ontvang, sê 1 Johannes 1 vers 9 en 10. Daarom moet ek en jy, wat kinders van die Here is, stry teen sonde in ons lewe. Ons moenie toelaat dat sonde 'n vasdrapplek kry in ons lewe nie. En as jy wel in 'n oomblik van swakheid struikel en val, staan weer op. Bely jou sonde voor die Here. Vra om vergifnis. En die Here, wat ons voorspraak is, die groot regverdige van God, sal versoening vir ons sondes doen by ons hemelse Vader. Kom ek en jy gaan lewe vandag toegewyd en dankbaar, met lewens wat nougeset op die Here gefokus is. En ons gaan lewe tot sy eer, ons stry teen sonde, en ons lewe in die lig van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag voor U in aanbidding kan buig. Ons is so dankbaar vir Jesus Christus wat U na ons toe gestuur het, wat vir ons 'n voorspraak is en wat versoening vir ons sondes kom doen het. Vandag wil ons lewe aan U kom toewy, Here. Dankie dat ons kinders van die lewende God kan wees. Lei vir ons op ons lewenspad, bemoedig ons, versterk ons en gee ons krag om elke dag gehoorsaam aan U woord te wees. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.
Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag vir u.